Handelinge 9 vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met dood te dreig. Paulus is 'n diepgelowige man. Hy self sê hy is 'n fariseer onder die fariseërs. Hy glo in God. Gelowige man. Hy is vas oortuig dat dit wat hy doen reg is. Hy doen dit vir God om die Christene te vervul. Hy is seker, hy is reg. Maar hy is totaal mislei. En hier is die ding, nee. Is jy seker dit wat jy glo is reg? En Paulus, hy is 'n fariseer, hy het gestudeer, hy het die skrifte bestudeer, hy is diep in die geskrifte ingewerk gewees. En hy is seker, dit wat hy doen, is die regte ding. Hy is oortuig van dit waarmee hy besig is. Dan op pad Damaskus toe, skielik skyn hier die lig en hy val op die grond neer, waarskynlik van sy perd af. Nie 'n grapie nie. En dan kom die Here en hy praat met hom en hy sê, wat dink jy doen jy? En dan die hele stukkie van hulle lei hom in die hand en hy in die stad in en dan sê die Here vir Ananias, 'n profeet, om na hom te gaan en vir hom te gaan bid. Hy sê, Here, nee, hierdie ou hy vervolg ons, hy maak droog, hy is die vyand. Die Here sê, gaan in elk geval vir 3 dae en nagte eet en drink Paulus niks nie. Kan jy dink hierdie onnigtering wat hy moet hê, nie? Dat hy tot nou toe die Christene vervolg, sogenaamd voel hy in diens van Vader, in diens van Jesus. En skielik verskyn die Here aan hom en hy besef dat wat ek gedoen het is lynreg teen dit wat ek eintlik moes gedoen het. Kan jy dink die onnigtering? Om skielik agter te kom, dit wat ek met my hele hart glo en gryp, is nie waar nie. As jy in julle Bybels lees, moenie net luister wat ander ouens sê nie, moenie luister wat ek sê nie, en lees en boekies en video's en lees jou Bybel. Lees jy jou Bybel om uit te vind wat sê Vader vir jou. En nou is dit so, ons lees dit uit ons agtergrond, so jy het 'n bril op, jy het 'n NG bril of 'n AGS of 'n Pinkster of 'n Happy Clappy of 'n wat se ding jy ook al op het, en dit beïnvloed hoe jy die Bybel lees. Vra Heilige Gees om jou te help. Lees jou Bybel en vind uit wat aangaan. Want wat jy doen, wat jy dink is wat jy doen. Prediker 10 vers 2 sê, wyse denke laat jou reg leef, maar dwaase denke laat jou verkeerd optree. Wise thinking leads to right living. Stupid thinking leads to wrong living. So, wees oop dat van die goed wat jy glo, dalk bietjie skeef is. Wees leerbaar. Wees reg. As die Here iets in jou lewe wil verander, dat jy kan verander. Jou denke beheer jou lewe. En dit is waar Satan gekom het heel in die begin, en hy draai bietjie Eva se denke. En daar kom die hele gemors. Daar het die dinge nou skeef geloop. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, die wapens waarmee ons veg, is immers nie menslik nie, maar danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, en die nasies te vernietig. Met ander woorde, die vestings, die kastele in jou kop, dit is waarvoor die woord is om hierdie goed reg te stel. En almal van ons, almal van ons, het vestings in ons koppe, wat die vyand daar gebou het, wat nie reg is nie. Goed wat ons glo, wat ons dink, wat nie heeltemal reg is nie. Onthou hy kom nie met 'n blaatante leuen nie. Hy verdraai dit net so effens. Hy verdraai die waarheid net so effens. En nou sit ons vanoggend hier, nie almal van ons.
Daar's areas in jou lewe wat jy dink jy's reg en wat jy nie reg is nie. Dis waar jy die woord nodig het. Dis waar jy ander Christene nodig het. Dis waar jy die kerk nodig het. Die woord sê die kerk is die beskermer, die tempel, die pilaar van waarheid. Wie is in 'n kerk? Jy kan nie daar rondvlout, een of ander weird groepie en dink jy gaan by die waarheid bly nie. Daar's iets wonderlik wat daai groepie dalk het, maar dit is net 'n stukkie. Niemand het al die waarheid nie. Ons as gemeente, nie al die waarheid nie. Is jy leerbaar? Is jy bereid en reg om te kan verander? Sien, Satan kom en hy draai alles onderste bo. As hy dit wat die Here gee in jou lewe net kan omkeer, dan mis jy dit wat die Here vir jou beplan het. Ek gee vir julle voorbeeld, Genesis 3 vers 16. Hierso na die sonneval, die Here praat met Eva, hy sê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die lewe bring. Hoor nou, na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Ek weet nou na 'n lang tyd hier op aarde, ek is al meer as 40 jaar hier, maar het ek met baie mense gepraat het, baie mense mee gesels het, baie dinge gesien het. Wil ek nou vir julle sê, nee, hierdie ding is op sy kop gedraai. Hierdie ding is nie soos ons dink. So, in jou huwelik is dit waarskynlik nie so nie, maar die meerderheid, die norm, sê ek nou vir jou, dit is andersom. Wie begeer? En wie heers? Hierdie ding is omgedraai. Wie begeer? En wie heers? Goed, daar is verskillende verklaringe oor hierdie gedeelte. En as van die ouens het sê, maar dit gaan nie oor spesifiek die sondefaktor en dat ons daaroor moet heers en ek weet nie. As 'n klomp verskillende idees. Ek sê net vir jou, die praktyk is hierdie ding omgedraai. Man, draai net na jou vrou toe, kyk haar in die oë, sê vir haar, ek is baas in die huis. Okay. Ons almal gegel, want ons weet dit is nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Wie begeer en wie heers? Okay, toets jouself. Kyk hierdie skrif hier, Efesiërs 5 vers 22. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Man, is hoof van die huis. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook met die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Wie is onderdanig? Wie begeer en wie heers? Vinnige toetsie. In jou huis, as jy daar instap, waar staan daai toiletring? As die man die hoof is, hy is in beheer, dan behoort daai ding regop te staan. Want die vrou is onderdanig, sy moet gaan en die ding afslaan en as hy klaar is weer opslaan. Ons word almal geleer die teenoorgestelde. Wie begeer en wie heers? Dit is omgedraai. So kom die vyand en hy bou vestings in jou kop. En nou moet ek julle sê, dit is die algemeen, ek weet in jou huwelik is dit nie so nie, by ons ook nie, maar in die algemene huwelike is dit so. Die mans begeer en die vrouens heers. Nou die ding is, die een met die autoriteit het ook die verantwoordelikheid. Die Here het vrouens nie bedraad om daai verantwoordelikheid te dra. Dink ek. Bloot omdat alles in 'n vrou se lewe is in mekaar geweef in haar wese.
terwyl mans baie vlak is. Ons kan dit kompartimentaliseer. Ek het my huwelik, ek het my werk, ek het my sport, ek het my dit, ek het wat, ek kan dit skei van mekaar, vrouens kan nie. Wat beteken hierdie verantwoordelikheid wat vrouens dra, wat die samelewing op hulle gesit het, wat Satan dalk omgedraai het, nie? Maak die vrouens mal. Want hulle is nie bedraad om die verantwoordelikheid te dra nie. Dit steel hulle vrede, dit steel hulle vreugde. Dink vir jouself, Martha en Maria. Martha doen die regte ding, sy maak skoon, sy stof af, sy maak kos, sy berei dit voor vir die mense. Maria sit by Jesus, Jesus sê sy het die beter opsie gekies. Maar ons samelewing, ons manier van lewe, het 'n verantwoordelikheid op die vrouens geplaas, wat die vrou nie veronderstel is om te dra nie, en wat haar vreugde en haar vrede steel. Dis nie hoe dit veronderstel is te wees. En as gevolg daarvan, het ons huwelike aan mekaar konflik. Ons is heeltyd in 'n magstryd geword. En nou praat ek met ouens. Ek praat met vrouens en sê die, ja, my man gaan speel golf en dan kom hy nie terug. Ja, ek braai my bykie vast. Wie kom? Hy voel veiliger daar as by die huis. Dink nou vir jouself, as dit vir jou lekkerder daar is as by die huis, dan is dit waar jy gaan wees. So ons moet hierdie ding bietjie mooi begin verstaan. Vra die Here om vir jou wysheid te gee oor hierdie saak. Okay, maar nou gaan dit baie dieper as hierdie ding. Dit is net 'n voorbeeld om vir jou te wys. Hoor nou die ding. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hier is die evangelie. Hier is God se hart. Dis Vader se hart vir jou. Maar die vyand het gekom en net dit onderste bo gedra. En jy sit hier vanoggend. En jy voel, ja, dis nie so nie. Dis nie so nie. Jy is onder standaard. Hier is baie van julle. Ek dink meeste van ons daar, wat hier sit en ons voel, die Here is eintlik so half teleurgestel in ons. Ons is sondaars. Ons jaag aan, ons maak droog. Die Here is eintlik bietjie teleurgestel in ons. Het is meer 'n geval van dat hy ons verdra as dit ons reg liefhet. So half asof hy moet nou maar, Jesus het nou gesterf, so nou moet Vader maar aanval by hierdie ding, want Jesus het die prys betaal, so ons voel, asof Vader het buyer's remorse. Hy het ons gekoop met die bloed van Jesus, maar hy so half, ja, teleurgesteld in die koopie wat hy gemaak. Hy is ontnigter. As hy geweet het, as God geweet het, wat jy gaan aanvang, dan sal jy jou nie gekoop het. En ons moet presteer. Ons moet presteer om hom te beïndruk, om hom net bietjie meer van ons te laat hou. En ons aanbidding word een van meer prestasie, ons probeer hom beïndruk, as wat dit iets intiem is tussen ons en hom. Ons gebedslewe is meer 'n geval van ons probeer punte by mekaar maak, as dit regtig net 'n lekker gesprek met hom is. Ons doen 'n gebed. Laat ons gaan van met ons met hom praat. Satan, die ding, ons te bo gedraai in ons lewens. Efesiërs 1 vers 4, hoor nou mooi. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. God, die Vader, het jou gekies, nog voor hy die wêreld gemaak het.
dat hy jou lief het. Nie net verdra nie, wat hy jou lief het. Vers 5, in sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus, sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys, vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Dit het die Here nie onkant gevang, toe jy gebore is, en toe jy iets doen wat nie reg is. Hy het jou lief. Hy verdraai jou nie net nie. Hy het jou lief. God loves you. Jy hoor dit, maar jy hoor dit nie. God, die skepper, die Here, die Almagtige, het jou innig lief. Niks wat jy kan doen, kan sy liefde vir jou minder maak. Hy is lief vir jou. Hy is die een wat die gelykenis vertel van die verlore seun. Ek meen, die seun het weggeloop, het die vader verwerp, het sy goed gaan uitmors. En elke dag het die vader daar by die venster uitgekyk, ja, waar is my kind? Waar is my kind? En toe hy aangeloop kom, toe hardloop die pa uit, om tegemoet en hy gryp hom. Het gaan nie oor wat hy gedoen het nie, of nie gedoen het nie. Hy het hom lief. Vader het jou lief. Vader het jou innig lief. En Satan, hier is die primêre ding, wat hy in ons lewens probeer onderste bo draai. En ons loop met hierdie ding van, ja, hy het my lief, maar ek is eintlik nie liefhebbaar nie. Ek maak droog, ek jaag aan, ek is sondaar, ek vang goed aan wat ek nie moet aanvang nie. Ek dink goed wat ek nie moet dink nie. Dit verander nie aan sy liefde vir jou. God het jou lief. As jy dit kan vat, dit in jou hart kan insuig, dan verander dit alles. Jy hoef nie te presteer nie. Jy hoef nie te bid nie. Jy hoef nie Bybelversies te leer nie. Jy hoef nie geld te gee nie. Jy hoef niks te doen om hom te kry om vir jou lief te wees nie. Hy is klaar vir jou lief. God, die Here, die Koning, die Skepper, die Almagtige, is vir jou lief. Innig lief. So ek sê vanoggend vir jou, Satan se tegniek, sy plan, sy strategie, is om goed net so bietjie te draai, tot het nader en onderste bo is. In julle huwelike, dis wat hy doen. Jy moet weet, daar's 'n konflik in die gees aan die gang in huwelike, want huwelik is die fondasie van die samelewing. As die huwelik daarmee heen is die kinders daarmee heen, is die hele nageslag daarmee. Die huwelik is die basis. En Satan haat dit. Hy haat jou huwelik. En hy probeer jou beïnvloed, dat daar konflik in die huwelik moet wees. En dat jy naderhand begin dink, jy, maar sy is nie regtig vir my lief nie, of hy is nie regtig vir my lief nie, of nee. Satan draai goed om, hy verdraai dinge. Weet dit. Huwelike is 'n teken van die vyand. En jy kasteer in jou kop, jy soos jy daar sit, het goed in jou kop, wat jy glo, wat nie waar is nie. Gedeeltelik waar dalk, is die volle waarheid. God verdraai jou nie net nie. Hy het jou wragtig lief. Hy het jou lief. Net soos jy is. Hy het jou lief. So, soek die waarheid. Lees jou Bybel. Gesels met mense wat al 'n pad met die Here geloop het. Kry die waarheid, soek die waarheid. Maak tyd om stil te raak voor die Here en net te hoor wat hy vir jou sê. Maak tyd om stil te raak voor Heilige Gees. Die Heilige Gees, help my om die ding te verstaan. Vat jou Bybel lees en sê, Heilige Gees, wys my wat hier staan, help my om dit te sien. Wat sê jy? Soek die waarheid. Wees leerbaar. As jy ontdek dat jy iets verkeerd, verander, draai om. Soos Paulus radikaal omgedraai. Een oomblik is hy op pad Damaskus toe om die ouens te gaan vervolg. Die volgende oomblik begin hy preek dat Christus die Messias is. Presies dit wat hy probeer uitvisit, begin hy preek.
Wees bereid om te verander. Wees leerbaar. En ontspan. Hey, jy hoef nie te presteer. Ontspan. Die Here het jou. Het jou lief. Het jou gekies. En as slegte goed gebeur, man, ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Ek weet nie hoekom dinge in die lewe moeilik is nie. Ek weet nie, een oggend word jy wakker en skielik het jy 'n nuwe pyn. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek weet ons leef in 'n stikkende werklikheid. Waar Satan regeer, hy is God van hierdie wêreld. Ek weet nie hoekom dinge so is nie. Wat ek weet is, God is lief vir jou. Vir jou, net soos jy is. Die Here is lief vir jou. Vader is lief vir jou. Hy kyk na jou, nie met enige verwyte, of veroordeling, of enige seker, hy kyk na jou, met liefde. Hy het jou lief. God het jou lief. Jy hoef nie sy liefde te verdien nie. Jy hoef nie te beïndruk nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy kan dit net ontvang as jy, dankie Heer, dankie Vader. Dankie, ek is vir jou lief. Sal. So laaste skrif, Lukas 12 vers 32. Moenie bang wees nie, klein kindertjie. Of vir jou vanoggend sê, nie bang wees nie. En ek weet dinge in die lewe is deur mekaar en ja, dit is so. Moenie bang wees nie. Want dit was die wil van jou Vader om die koninkryk aan jou te gee. Dit is sy wil. Nie jy wat dit verdien nie, nie jy wat waardig is nie. Dit is sy wil om die koninkryk aan jou te gee. Hierdie goed op aarde gaan verby. Alles is verganklik. Hier is 'n kort tydjie, net so oogwink in jou lewe is verby. Dan begin die ware lewe. En Vader, dit is sy wil om die koninkryk aan jou te gee. Ontspan. Ontspan. Jy moet as te ware net kan wegsink in sy liefde. Sê, dankie Here, dankie. U is my Vader, U is my God. U het my, dis sy wil. Jou nie. Sy wil. Hy het besluit. Hy het besluit. Om jou lief te hê. Hy het jou. En hy sal nie meer los. Kom ons bid. Here, ons vra dat U vir ons sal wys. Ja, in die eerste plek, Here, dat U vir ons net 'n beter begrip, 'n idee, 'n bietjie van 'n verstaan sal gee van U liefde. En ons weet, Here, U woord sê in Romeine 8 dat U liefde is bo begrip, is bo dit wat ons kan dink of droom. Niks kan ons skei van die liefde nie. Niks. Help ons om dit beter te begryp. Help ons om hierdie ding net te kan verstaan. Dat U ons lief het. Werklik lief het. Dankie Here. Dankie Here. Bid U. Ons eer U. Ons sal U ken, Here. Ons sal net nader aan U kom en net beter verstaan van U liefde en Here, ons sal U terug lief hê. En vandag vir U sê, ons waardeer U, ons eer U, ons aanbid U. Ons staan verbaas, verstom, verslae voor U grootheid. Ons kan nie dink, Here, dat dit moontlik kan wees dat U wat so groot en heilig is,